In ons gesels oor die gedagte van teenspoed, is vandag se beginsel aanvaar, dis deel van God se plan. Dis beslis makliker om voorspoed te aanvaar as om teenspoed te trotseer. Een van die vrae wat gereeld opduik ten tye van teenspoed is, hoekom gebeur dit met my? En gelowiges veral is soms nog geneig om te vra, wat het ek gesondig dat dit met my moet gebeur? Natuurlik kan slegte goed ook volg vanuit verkeerde keuses, vanuit sonde wat 'n mens gepleeg het, want dis die gevolg of die nadraai daarvan. Maar die goeie nuus is dat Jesus ons sonde vergewe as ons vra, en ons kan weer opnuut aangaan met die lewe. Dis soos jy word vergewe deur Jesus as jy om vergifnis vra, dat jy baie geld gesteel het, maar die konsekwensie is, dat jy eers jou tronkstraf moet uitdien. Maar kom ons beweeg na die dieper beginsel, en dit is, beide voorspoed en teenspoed is deel van die lewe. Punt. Die skrywer van Prediker gee hierdie interessante vers vir ons, in Prediker 7 vers 14. Wees bly op die dag van voorspoed, en as daar 'n dag van teenspoed kom, sien dit so. Soos die een het God ook die ander gegee, sodat die mens nie sal weet wat vir hom voorlê nie. Nou hiermee wil die skrywer nie vir God blameer vir teenspoed nie, maar eerder net sê dat dit ook binne God se groter prentjie van die lewe self val. En wanneer ons aanvaar, wanneer dit met ons gebeur, dat dit ook binne God se ruim wil deur God gebruik kan word, dan maak dit ons vry. Dis beter om te aanvaar, dis tans deel van my lewe, en dat ek daardeurheen sal groei. En op hierdie manier ontsluit 'n mens innerlike vrede, en jy kry ook krag. Die baie bekende sielkundige Carl Rogers het destyds dit op 'n mens self van toepassing gemaak. Hy het gesê in sy boek On Becoming a Person hierdie woorde: The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change. Met ander woorde, aanvaar wat jy nou is, en groei, en dan kan jy goed verander. En dis 'n waarheid wat nie net geld van ons en ons groei nie, maar ook van ons omstandighede, en hoe om aan te hou groei. En op hierdie manier beweeg 'n mens van wanhoop na vertroue. So in plaas van vandag te veg teen teenspoed, herinner jouself dat God ook die goeie gee. Dis net 'n kwessie van glo, en 'n kwessie van kyk hoe God 'n beter seisoen sal bring. Leef geïnspireerd.